Hallo julle, hoe gaan dit? Mooi. Ek en daai oom wat daar sit, nee, ons doen 3 goed in die lewe. Ons slaap, ons eet en ons werk. Dis wat ons doen. Ek weet nie van die res, hier van julle kry tyd vir vakansie hou en sulke goedjies. Ons 3, ons tweeetjies, wat ons doen is ons slaap, ons eet en ons werk is al wat ons doen. Aan die begin van hierdie jaar, nee, toe's daar 4 daggies. 4 daggies wat ons tweeetjies het vir onsself, wat ons nie nodig het om te werk nie. En ons besluit toe, kyk, hierdie 4 daggies gaan ons nou vat. Vir die eerste keer in seker 6 of 7 jaar gaan ons vat en ons gaan 'n bietjie op vakansie. Is 'n 4 daggie vakansie lank. Maar kyk, as jy vir hom nie gehad het nie, dan sê hy vir jou goud werd, hoor. Kyk, en ek en hierdie oom het, ek gaan dit nou maar noem 'n eiland. Ons het 'n eiland waarna toe ons gaan as ons 'n kans kry, so eenmal in 10 jaar. Maar om by die eiland uit te kom, moet jy op 'n boot, dis soos 'n oop skip ding klim, daar kan so 60 mense op sit, so oop motorboot, en dan ry hulle nou vir jou, ry 'n mens op die water, wat doen jy op die water? Vaar hulle vir jou nou tot by die eilandjie, né? Nou, wat is die eerste ding wat 'n vrou doen as sy hoor, sy gaan na 'n eiland toe, en sy gaan op 'n boot ry? Jy koop die outfit, my suster. Ek bedoel regtig, en ek het vir my die ongelooflikste mooi bloedrooi rok gekoop. Hy was nou so gemaak dat ek my swemklere kon onder aantrek. Maar hy was lank en hy was tot op my voete. Ek het vergeet om my hoed saam te bring. En dan hierdie strooi hoed, regte mooi eilandhoed wat jy so skuins draai, nê. Maar die probleem, kyk, ek het my hele outfit, ek is reg nou vir hierdie dag, en toe ons nou uiteindelik nou op daai boot klim, toe kondig die kaptein af. Hy waarsku vir ons, op daai eiland reën dit vandag die hele dag lank. So hulle sal ons soontoe vat as ons wil gaan, maar die eerste keer wat hulle weer iemand terugbring, is omtrent eers hier by 2:00 die middag. So jy gaan nou nie daar sit en gaan mope en sê, maar dit reën, ek wil nou terugkom, en ek wil nou nie meer daar wees nie. As jy gaan jy. En ek en my man kyk mekaar so, en ons sê vir hom, are we gonna do this thing? Gaan ons hierdie ding doen? En ons sê is reg. Toe ons eers uitkom buitekant toe besef ons hoe reën dit, maar hierdie man van my het toe nou 'n caps, jy weet, soos 'n baseball caps, en hy sê vir my vrou, ek dink nie daai strooihoed van jou gaan werk nie. Wil jy nou nie maar die caps opsit nie? Sê vir my, as jou ma kwaad is vir jou pa, hoe lyk hy kyk wat sy vir hom gee? Wys my, hoe lyk hy kyk? Dis hy kyk wat sê, ek sterf eerder voordat ek daai caps op my kop sit, want die outfit moet volledig wees. Nie waar nie? My rooi rok en my mooi hoed. Maar toe ons nou so uitloop, toe reën dit nie, dit giet reën. Nou die ding met daai eiland weer is, dit kan reën, maar dit is nie koud nie. So toe ons op daai bootjie klim, toe ek gaan sit ek in sulke diep water. Dis so oomblik, wat jy besef, is ons nou seker ons het die regte besluit gemaak. Ek reën vir my girltjie, dat ek nou vir jou sê, jong man, dat daai mooi hoed van my hang later so, hy hang soos 'n pap nat gereende hoender. My man sê later vir my, sit nou maar die ander hoed op, ek sê vir hom, ek sal nie, dis my eiland outfit, die hoed kan maar so hang, maar ek het vir hom gekoop vir hierdie eiland, ek gaan vir hom dra vir hierdie eiland. Toe ons uiteindelik daar aankom, daar waar hulle jou aflaai, is dit omtrent nog 500 meter wat jy moet stap. Maar wat hulle nou nie vir ons gesê het nie, is dat wie lyk seesand as hy nat gereën het. Hy word 'n snaakse modder. As jy trap op hom, jou voet maak 'n duik, maar as jy jou voet so optel, dan suig hy so vas aan jou been. Nou moet ek nog met my rooi rok later hierop vasgemaak hier teen die kant, en ek loop so stadig, want ek sukkel om te loop, en hierdie man van my kyk my so, hy sê, nee, wag. Hy sal voorloop, want jy sien, Morney dra in om 'n 9 skoen, en ek dra in om 'n 4 skoen. So as Morney 'n trap getrap het, dan wikkel hy sy voet so, en dan, as hy sy voet uithaal, dan kan ek my voet nou net so mooi neersit, dan sak ek nie so weg, en dan is daar so 'n klare plekkie vir my om te loop.
Nou moet, ek hoop julle dink aan prentjies, want nou moet julle hierdie prentjie moet julle nou uitsien, nee. Nou loop ek klou aan oom Morney hier voor vas met sy rugsak op sy rug. Hy kan nou nie te groot tree gee nie, want jy weet, normale tree vir hom is mos nou so. En ek kan nie so loop nie, want die gat wat hy trap is te diep, so ek kan nou moet arme oom Morney so loop. En dan trap hy, nou wiggle hy sy voet, en dan trap hy, nou wiggle hy sy voet, net om 'n ordentlike gat getrap te kry, dat ek net agterna kan kom, en 'n mooi treetjie kan gee. Hoekom vertel ek nou vir julle hierdie vreeslike storie vandag? Waar jy by die skool is, of waar jy by die huis is, of waar jy ook al is in jou lewe. Daar's vriende rondom jou, daar's maats rondom jou, wat sukkel bietjie in die lewe. Dalk het hulle nie genoeg kos wat hulle kan saamvat skool toe nie. Dalk sukkel hulle met skoolwerk, wat jy vir hulle mee kan help. Dalk kan hulle daai somme nie so goed doen nie. Hulle het iemand nodig om voor hulle te loop, wat daai groot trappe trap, dat hulle net kan agterna kom, en hulle voetjies so kan sit in jou groot tree. Hoekom? Dat iemand vir hulle die lewe net 'n klein bietjie makliker maak. So, dis my opdrag vir vandag, en wat ek vir julle wil vra. Kyk vir my hierdie week na iemand rondom jou wat sukkel, vir wie jy die lewe net 'n klein bietjie makliker kan maak. Want dit is soos wanneer oom Morney daai groot voete vir my trap in die sand, dat ek nie so hoef te sukkel nie. Het hy vir my daai pad wat ek moes loop, daai 500 ekstra tree, vir my soveel makliker gemaak. En jy's nie te jonk nie, en hierdie manne en vrouens wat hierso sit, is nie te oud nie, om daar by die werk, of waar hulle is, so bietjie te kyk, vir wie kan hulle groot voetstappe maak, wat hulle iemand se lewe net so klein bietjie makliker kan maak. Kom ons bid saam. Here, al is ons jonk, of al is ons al oud, daar's iemand wat ons ken, wat sukkel. Al moet ek 'n ekstra appel saamvat skool toe, vir iemand wat nie genoeg het om te eet nie. Al moet ek, Here, my bietjie tyd afstaan in my pouse, om iemand te help met somme of met leeswerk, om hulle lewe net 'n klein bietjie beter en makliker te maak. Help my, Here, om soos oom Morney sulke groot voetstappe te gee in diep sand, dat iemand agter my kan aankom, en hulle lewe so klein bietjie makliker kan maak, want dit, Here, is waarvoor U ons geroep het as Christene. Ons bid dit in U naam. Amen. Kom ons staan. As ons wandel met God, na sy woord en gebod, en sy lig op ons weer aanskou. As ons sy wil begeer, dan versorg hy ons deur, as ons eerlik wil volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. Sou die wolke my dek, en die skade wees rek, kyk sy glimlach verdryf hulle gou. Daar's geen vrees wat bestaan, daar's geen sig en geen graan, as ons eerlik wil volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou. Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. Met die las wat ons dra, en die kommer wat pla, sal 'n edel karakter weer bou. Die verlies wat ons ly, elke stryd wat ons stry, word beloon as ons volg en vertrou. Volg en vertrou,
sy liefde en heil, sal ons nimmer kan buig, tot ons alles aan God toe vertrou. Die oorwinnaar se lied, en die stem wat hy bied, dis vir hulle wat volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou, Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. In gemeenskap so soen, sal ons sit op sy voet, en altaar uit dankbaarheid bou. Op sy woord sal ons staan, waar hy sê sal ons gaan, sonder vrees as ons volg en vertrou. Volg en vertrou, op die weg wat hy bou, Jesus gee ons sy vrede, as ons volg en vertrou. Goeiemôre geliefdes. Ek gaan rondloop hoor, so gaan dit julle pla. OK, ek wil dit seker maak. Is dit goed vir jou om vanmôre in die huis van die Here te wees? Ekskuus, ek weet nie of die klank goed deurgekom het nie. Is dit goed vir jou om vanmôre in die huis van die Here te wees? Daar is nie die klank het tweede keer deurgekom. So, dis altyd goed om hier te wees. Daar's altyd ander plekke waar ons kon gewees het. Jy weet, my broer het nou gesê, ja, ek het vir hom gesê, alles op Helleberg is myne. Dit klink snaaks, gister toe ek vinnig na die skool toe gaan, toe kry ek een van die mense daar, en ek praat met die man, en hy is ouer as ek, maar is nou snaaks, ek is grys jong. Nou ek is goed groot gemaak. As iemand ouer as jy is, wat sê jy as jy hom groet? Oom. En ek sê, môre oom, leraar, ek is nie jou oom nie. En ek sê vir hom, my broer, wanneer ek by die werk is, dan moet 'n mens daarvolgens optree. En hy sê vir my, maar ons is nie nou by die kerk nie. En ek sê vir hom, my broer, ek bly, wat is dit, 50 tree van die hek af. As ek deur daai hek stap, dan is ek by die werk. En weet jy wat, dis altyd so lekker wat wanneer 'n mens iemand anders groet, dat hulle jou teruggroet. Maar het jy al iemand gegroet, dan sê jy vir hulle, goeiemôre, môre. Dalk is u so. Ek weet nie die eerste een of die tweede ene. Jy moet self kies, nê? Maar dis goed om so nou en dan 'n glimlag te sien en ek het 'n probleem daarmee, want my dogter het eendag vir my gesê, nie die ene nie, die ander ene, het vir my gesê, pa, jy moet so 'n bietjie smile. Die mense dink altyd jy is baie kwaad. En ek het gedink, maar sy praat nonsens. Tot ek eendag in die mall loop, en ek kyk so, jy weet, ek doen window shopping as ek in die mall loop, ek weet nie of julle dit doen nie, en ek kyk so in die glas, wat so mooi opgepolish is, en ek kyk vir die ou wat daar loop, en ek dog maar, hy lyk maar nie te vriendelik nie, ek sal hom ook nie groet nie. So, as ek nou hier met julle praat, wil ek dan hê, julle moet ook vir my vriendelik lyk, nê. Laat dit lyk of ek daarom welkom is. Maar geliefdes, dit is wonderlik om in die huis van die Here te wees, om saam met julle te kan aanbid. En die eerste vers wat ek julle saam mee wil lees,
Jy kan soontoe blaai, jy hoef nie soontoe te blaai nie. Dis nie deel van die skriflesing nie, maar ons kry dit in Romeine hoofstuk 15 vers 4. Want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Met ander woorde, hoeveel keer het u al 'n preek gehoor oor Psalm 23? Baie maal. Hoeveel keer het jy al 'n preek gehoor oor Matteus 24? Het gaan oor die wederkoms. En ons het soveel preke al verskillende goed gehoor. En dan staan die predikant weer op en hy sê, ek gaan julle 'n ou storie vertel vandag. Kan julle sien? Daniël hoofstuk 3. En dis 'n storie wat ons kry in die skrif en baie dankie vir die voorprogram. Ek wil net vir jou sê, jy kan sien, ek het die kruisies hier ingesit hoor, dat ek die 3 plekke het. Julle moet die geskenke wat julle kry gebruik. Right? So, Daniël hoofstuk 3. En kom ons blaai gou soontoe. En ek weet ek het daar, hoeveel verse, ek wil hê jy moet nog ene aangaan en jy kan net vir my by 16 en 17. 16 en 17. Waar is ons nou by? Daar's hy. Ek gaan nou sommer van daar af lees want dit is makliker, ek kan makliker sien. Dit sê Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan die koning Nebukadneser gesê: "Ons ag dit nie nodig om u hierop 'n antwoord te gee nie. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond uit verlos, uit u hand uit, o koning." Nou ek weet nou nie van julle nie. Maar ek gaan nou maar my voorbeeld gebruik. Jy weet, Helleberg College Kerk se kerkraad is min of meer dalk 'n bietjie minder as ons wat vanmôre hier is. 27 mense op die kerkraad. Baie dankie my broer, ek het dit nodig. En weet jy wat, as ek kyk na wat hierdie jong manne in vers 16 gesê het, want dis 'n antwoord op 'n vraag wat gekom het. Jy's in beheer. Ekskuus, nou gaan ek my vat. Ek is in beheer van die kerkraad van 27 mense en die enigste ene, Joshua, wat my so sal antwoord soos daai manne, sit daar. Want daar's daai ene wat gegelok. Wat sal sê, ons ag dit, ek ag dit nie nodig om jou hierop te antwoord nie. Broer Eugene, as jy in beheer is, hoe sal jy voel? Daar's nie 'n manier dat 'n mens lekker is nie. Veral as dit voor ander mense is nie. Hulle sê, ek ag dit nie eers nodig om jou te antwoord nie. Kyk, luister, ek wil nou nie vir julle iets sê nie, maar my gelaatskleur sal effens verander. En dit sal nie ligter raak nie. Dit sal net 'n bietjie rooier raak. En my glimlag sal nie meer so mooi wees nie. Dit sal meer wees van, en ek sal so diep begin asemhaal. Maar voor ons by daai vers uitkom, het u al in u lewe gesê, die Here is goed. Die Here het ons gelei. Die Here het my deur nog 'n ding gevat. Die Here is goed. Want as ons gaan kyk na Daniël hoofstuk 2, en ons lees vers 48 en 49, dan sien ons dit hier. Toe het die koning Daniël verhef
en hom baie groot geskenke gegee en aan hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as hoofowerste oor al die wyse manne van Babel. En op versoek van Daniël het die koning Sadrag, Mesach en Abednego aangestel as die bestuur van die provinsie van Babel, maar Daniël was in die paleis. Ek moes by 47 begin. Dit sê, die koning het Daniël geantwoord en gesê, waarlik, julle God is die God van die gode. En die Here van die konings en die openbaarder van geheimenisse. Daarom was jy in staat om hierdie geheim te openbaar. Hier erken 'n heidense koning wie is God. Hoekom het hy dit erken? Julle is almal adventiste, julle is veronderstel om te weet. Hoekom het hy dit erken? Wat het in Daniël hoofstuk 2 gebeur? Daar was 'n man wat 'n droom gehad het en hy kon nie die droom uitlê nie en hier kom Daniël en hy lê sy droom vir hom uit. Nie net uitgelê nie, maar hy vertel hom ook wat hy gedroom het. En hierdie koning erken dat daar 'n God is en hy verhef hom. En ewe skielik is hy in hierdie hoogte en God is alles. En dan lees ons daai verhef hierdie manne, soos ons nou gelees het, en dan vers 3, hoofstuk 3. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak, sy hoogte was 60. Is iets fout. Hy het nou vinnig erken en hy het gelos. Nou weet jy wat? Ek het so 'n bietjie gaan kyk. Wat sê die geleerde mense? Die tydsverloop. Nou kom ek vra vir die wat. Wat is die tydsverloop van hoofstuk 2 vers 47, 48 en 49 en hoofstuk 3 vers 1? Wil enigiemand 'n raaiskoot vat? En julle is welkom om 'n raaiskoot te vat. Paar maande? Paar dae? Jy sien, kyk hoe ons dit lees. Dit kan enigiets wees, as hulle mooi kyk na die geskiedenis, tussen 15 en 20 jaar. Ons dink nie so daaraan nie, want die een hoofstuk volg dadelik op die ander en dit het gebeur. So hierdie koning het gesien, maar iets het in sy agterkop gemaal. Vir 'n hele tydperk af. Ek erken die God, maar ek wil iets anders doen, want as die tyd verloop, kan jy die dag onthou, toe jy gedoop is, toe jy die Here aangeneem het, toe jy gesê het, hy is my verlosser, en dan loop die tyd 'n bietjie aan. En daai opgewondenheid wat ons in die oggend het, of die eerste keer het as ons die Here ontmoet, dat ons dit met almal wil deel, daai opgewondenheid gaan mos naderhand so 'n bietjie af onder toe. En dit raak al hoe minder. En koning Nebukadneser besluit, ek gaan 'n beeld maak. Nou, ek dink ek het gesê, my preek se titel is Duur oortuigings. Ek kon nie op 'n ander mooi ene afkom nie. Expensive convictions. Duur oortuigings. Het u oortuigings wat u het? Kom ons noem dit nou maar by die naam. As 'n sewende dag Adventis. Het u oortuigings al duur geword? Moes jy al iets betaal vir die oortuigings? Moes jy al betaal en geboet het vir dit wat u al in geglo het? Moes jy al dalk gesê het nee vir 'n werk wat jy gekry het omdat hulle verwag dat jy moet werk op die Sabbat? Was u eer al aangespreek omdat u nie sekere goed wil drink of sekere goed wil eet by die werk tussen al die ander mense nie? En ons oortuigings word duur, maar soms erken ons nie dat dit duur word nie. Gelukkig het ons nog nie die, nou is my Afrikaans weg, ultimate, die hoogste prys,
die uiterste, dankie Kobus, die uiterste prys betaal nie. En hier kom Nebukadneser, kom ek sommer gou vir julle op, want julle almal ken die storie, né? Hoofstuk 3. Julle ken die storie. Hier kom die koning en hy bou 'n beeld. Maar julle moet dit in julle kop insit. Ek het gaan kyk en hulle sê dit is in 'n oop vlakte. Nou, hier's nie baie oop vlaktes hier in die Kaap nie. Daar waar ek van tevore vandag gekom het van Appington af, daar's vlaktes. Is nie, my vrou sê dit is net vlaktes. As jy daar gaan sit en jy kyk uit, dan kyk jy so 3 weke in die toekoms in. As dit 'n slegte onweersdag is. As dit 'n goeie weersdag is, dan kyk jy so 3 maande in die toekoms in. Nou die dal van Dira was 'n oop plek. En hier kom hierdie koning en hy sê ek gaan 'n standbeeld oprig van goud, want ek glo my koninkryk sal vir ewig staan. Hier's net ek sit toe ek gisterand weer dit deurlees, toe sit ek en dink, maar hy het in een ding nie gedink nie. Hy het nie 'n klippie ook gemaak van goud wat hierdie beeld by sy voete kan tref nie. Maar hy het net gesê al hierdie aardse koninkryke, ek sal dit wees, ek sal daarna volg. Maar hy bou vir hom. En as ons gaan kyk na hoe hoog hy hom gebou het, dan sê dit vir ons 60 L en sy breedte is 6 L. Met ander woorde, min of meer 27 meter hoog. 27 meter, help my gou-gou. Hoeveel verdiepings is dit? 9 ten minste. 3 meter, 3 meter, 3 meter en 3 meter breed. Kan jy dit mis? Daar by ons in Appington, Kobus, as jy so daarna Keimo se kant toe ry, dan staan daar so 'n beeld. Nee, is nie 'n beeld van Daniël nie, maar is 'n beeld. Is 'n sontoring. Jy kan hom nie mis nie. Ek het hom al een keer gekyk, 22 km van die dorp af. Dan kan ek hom raak sien. As jy net op die regte plek staan. So jy kan hom van ver af raak sien en hier kom die koning en hy sê, ek gaan almal wat in my koninkryk is, die ouens, die wies. Julle ken die wies, né? Die ouens wat dink hulle is in beheer. Ek gaan hulle almal uitnooi en hulle gaan hiernatoe kom. Nou, die skrif sê vir ons hier, die landvoogte en die bevelhebbers en ek wil dit 'n bietjie meer nuwer wets maak en ek sê net al die premiers en al die staatsamptenare en al die ministers en die jinkministers en al hierdie, jy weet, ons het mos nou 'n kabinet in 'n kabinet in 'n kabinet hierso by ons. En hy nooi almal tot die burgemeesters en al die raadslede wat dink hulle is daar. Hy nooi hulle almal uit. Want as jy 'n beroep wou gehad het in hierdie, kan ons dit noem regime, in hierdie regering van Nebukadneser, dan die beste manier om dit te kry is om in die koning se goeie boekies te wees. En deur guns dit te kry waar jy is. Klink nogal baie bekend, nê? Dit lyk my dit gebeur vandag by ons ook maar so. En hier is die ding, as jy nie op meriete jou werk gekry het nie, dan gaan jy jou werk moet hou op die manier waarop jy dit gekry het. So as jy jou werk gekry het as 'n guns, dan gaan jy dit moet hou met 'n guns. So, wie van julle in die koöperatiewe wêreld, dan was daar 'n, ek weet my vrou doen dit baie, sy's nie hier nie, so julle kan maar van haar praat. As daar 'n funksie by die werk gereël word, dan word daar gesê, moet ons dit nou alweer doen? Maar weet jy, sommige funksies, en dan moet ek vir julle sê, by ons ook, dan word daar uitgenooi en hulle gesê, ons moet na 'n sekere ding toe kom, maar wil ek amper sê, daar's nou weer 'n werkersvergadering. Moet ek nou regtig so toe gaan? Maar weet julle wat, die president gaan daar wees, so, wat gaan ek doen?
ek moet nou maar daar wees en ek trek my mooi pakkie klere aan en ek gaan maar daar wees, want ek is geroep om daar te wees. En almal wie dink hulle is iets, is daar. En toe hulle daar aankom, toe sien hulle, nee maar hierdie gaan 'n goeie partytjie wees. Want daar is 'n hele groot orkes daar op die verhoog. Nou, die skrif sê vir ons hier wat alles daar is, maar ek gaan nie al daai goed te lees nie. Dink dit aan 'n orkes, né? Die hele orkes is daar. En hy gaan speel en ons gaan 'n lekker tyd saam hê. En toe jy daar aankom, toe is daar 'n aankondiger wat sê, maar jy gaan moet aanbid. Nou ek weet nie van julle nie. Ek is nou een van daai ouens wat sou gesê het, maar weet jy, ek laat my nou nie vertel wat ek moet doen by jou partytjie nie. Maar terwyl jy so instap, sien jy die orkes, maar daar's iets in die agterkant van die orkes wat jy ook raak sien. Nou hier kom die boer uit my nou uit. Want daar's 'n groot braaivleisvuur wat daar agter besig is om gestook te word. En ek sal by myself dink, maar hier gaan lekker partytjie gehou word. Maar weet jy wat, terwyl jy so verby die orkes staan, kom die man aan en hy kondig af en hy sê, luister hierso, as hierdie orkes speel, dan moet jy aanbid. En net vir ingeval jy 'n verskoning wil hê om nie te aanbid nie, kyk net agter die orkes. Die braaivleisvuur is nie daar vir braaivleis nie. Want die ou wat nie wil aanbid nie, gaan die braaivleis word. En jy sien die groot manne wat daar by die vuur ontstaan. Hulle lyk soos, ek weet nie, ek het lanklaas gekyk, ek kyk nie so baie TV en ek het nie DStv nie, maar ek seker van julle het al van die gladiators gehoor, nee. Hulle lyk soos die gladiators, hulle lyk soos hierdie ouens met die groot muscles. Sê, hoor, hierdie manne gaan julle gryp as julle nie gaan nie. En die orkes begin te speel. En toe hierdie orkes begin te speel, toe val almal soos een man neer. En onthou dis op die dal. As almal neerkniel en iemand staan, dan staan jy uit soos 'n seervanger. Maar jy weet, sommige van hierdie mense het nie neergekniel en dan bid nie. Hulle het gemaak soos sekere van ons gemaak het toe ons jong mense in die kerk was. As die ouderling sê ons moet neerkniel om te bid, dan kniel ons mos neer so. En ons kyk so rond in die kerk terwyl daar gebid word. En terwyl hierdie aanbidding plaasvind, is daar van die manne wat ook rondloer. En hulle sien maar hierso is 3 manne wat nie aanbid nie. Nou kom ek stop gou die storie daar. Dink jy Nebukadnesar kon nie self sien dat daar 3 manne was wat nie neergekniel het nie. Onthou net, hy het nie die beeld aanbid nie, want die beeld het hom voorgestel. Met ander woorde, hy het 10 van vooraf gestaan en gekyk, en hy het gesien, hier's 3 manne wat nie aanbid het nie. En hy het stil gebly, want hy het hulle herken. Dit staan nie in die skrif nie, maar dit maak vir my sin. Want hoe sal hy hulle mis? En hier kom iemand en hulle dra 'n storie aan. Nou, ekskuus tog, hoe baie hou u van, wat is die woord, kan ons sê, nie straas. Ek wou dit nou nie in die kerk sê nie, maar julle het dit nou klaar gesê, nee. Hoe hou julle nou van 'n klikkiebek, nee? Hier kom hulle en sê, koning, en dan kom hulle eers en hulle smeer eers die heuning om die mond, grote koning, leef vir altyd koning. Het hy nie 'n bevel gegee dat ons almal moet aanbid nie? En hy sê, ja, ek het. En hulle sê, maar hier is ons 3 manne.
wat dit nie gedoen het nie. Vers 12. Daar is Joodse manne wat u oor die bestuur, dit klink vir my soos Satanspraatjies. Onthou jy in die begin, reg in die begin, toe die Here daar ingewandel het, en Adam en Eva het van die verbode vrugte geëet. Here, is die vrou wat u my gegee het. En wat sê die vrou? Here, nee, dis die slang wat u gemaak het. So wie se skuld is dit? Hier kom hierdie manne en hulle sê, daar is Joodse manne wat u oor die bestuur van die provinsie Babel wat wie aangestel het? U het hulle aangestel. So u het beheer oor hulle. Sadrag, Mesach en Abednego, hierdie manne het hulle o koning aan u nie gesteer nie. Help my gou-gou. Is daar soms 'n tydjie dat jy praat met jou kind, nee, en dan maak hulle nie hoor nie. Hulle steur hulle nie aan wat jy sê nie. Hoe voel jy dan? Jy sê dit so sagkens. As almal kan sien jy's in die kerk. Want ons almal het daai gevoel, wanneer jy met iemand praat, en hulle nie aan jou steur nie, jy's nie meer kwaad oor die opdrag wat jy gegee het nie. Jy's nou meer kwaad, omdat hulle nie aan jou steur nie. En jy is in beheer, en jy dink jy's in beheer, maar hulle steur hulle nie aan jou nie. Het sê hier, en hulle dien die gode nie, en die goue beeld wat jy opgerig het, aanbid hulle nie. Toe het Nebukadneser toornig en woedend geword. Nou daar's nou een ding, wat 'n mens moet besop om nie te laat doen nie. Die ou wat in beheer is, die ou wat alle mag het in sy hand, vir hom, my broer, moet jy kalm hou. Want anderste kan dit wat in jou guns getel het, die volgende oomblik net so omdraai. En hy het toornig geword, en hy sê daar, vers 14, Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, ek dink hy het diep asem gehaal, toornig geword, rooi in die gesig, maar hy het diep asem gehaal, want hy ken vir Sadrag, Mesach en Abednego. En ek dink hy het van hulle vergeet, want Daniël was nie daar nie. Hy het Daniëls iewers heen gestuur. Want Daniël sou nie een van die gewees het wat neergekniel het nie. Stem met my saam? So, hier kom hy en hy sê daar, is dit met opset? Is dit die man, het nou toornig geword, hy's rooi in sy gesig, hy blaas vuur, en dan vra hy vir hulle, is dit met opset, dat julle nie luister nie? Dat julle my gode nie dien, en nie die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie. En hier kom die ding, wat weet ons as Adventiste van kompromie? Ons ken kompromie, nee? Moet ons kompromie aangaan? Nee, 'n kompromie is 'n slegte ding, ons moenie kompromie aangaan nie. En baie keer word ons, of bring ons die woord aan die mense daar buitekant, en ons probeer hulle, soos my vrou in die Sabbatskool gesê het, ons wil hulle met vrees na die kerk toe bring. En ons wil hulle uit vrees uit, hulle moet bang wees vir dit wat gaan kom, vir die oordeel wat gaan kom, en vrees bring hulle dan na die Here toe. Maar vrees is nooit 'n regte ding om hulle na die Here toe te bring nie. En Nebukadneser het almal na sy partytjie toe genooi, en net so terloops, as jy nie wil luister nie, daar's 'n vuuroond. So, onthou net, jou lewe is in my hande. En hy dreig hulle.
En hier kom hy, en wanneer ons nie 'n kompromie wil aangaan nie, dan kom die Satan, en hy klop 'n tweede keer in ons deur, en hy sê, as jy die eerste keer nie geluister het nie, dan gaan jy jou 'n tweede kans gee, om te kan luister. Net vir ingeval jy dit dalk gemis het. En hy kom hier en hy sê, as julle dan nou, sodra julle hierdie orkes hoor, bereid is om neer te val in die beeld wat ek gemaak het te aanbid, goed, ek sal jou 'n tweede kans gee, om 'n kompromie aan te gaan, om nie die Here te volg nie, maar om my te volg. Nou, ons is nou almal, as ons in die kerk sit, dan sê ons altyd, ons sal staan vir wat ons glo. En moenie my verkeerd verstaan nie. Dis maklik om dit te sê as ons in die kerk is. Dis 'n heeltemal 'n ander. Nou weet ek nie wat is die woord nie, ballgame, nê. Dis 'n heeltemal 'n ander ballgame. Dis 'n goeie Afrikaanse woord, né? As jy in die moeilikheid is en jy moet staan. As jy die enigste broodwinner in die huis is en jy moet staan vir dit wat jy glo en jy weet as jy hier uitstap, het jy niks meer nie. Dis 'n heeltemal 'n ander situasie. En hy gee hulle hier 'n tweede kans en hy sê, as julle aanbid, maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik, wat sê hy? Daar's 'n tweede kans. Daar gaan nie 'n derde kans wees nie. 2 kanse. My vrou, hoeveel keer het jy die kinders eerste keer gepraat? O genade, daar's nie 'n tweede kans nie. Ek is so bly ek was in my ma se huis. Sy het my dan ten minste 'n tweede kans gegee. Maar na daai tweede kans, lyk my ma het Daniël 3 gelees. Na die tweede kans is daar nie nog 'n kans nie. Hy sê, dan gaan jy onmiddellik binne in die brandende vuur gegooi word. En nou vra hy die vraag hier. En wie is die God wat julle uit my hand kan verlos? Hallo, wie is die God? 15 jaar terug, kan jy onthou? Die ene wat jou droom uitgelê het, die ene wat voorspel het wat gaan gebeur, dis die God wat dit kan doen, maar hy daag daardie God uit. En hy sê, wie is die God wat dit kan doen? Geliefdes, ons ly baie keer aan geestelike vergeetachtigheid. Ons wat binne in die kerk sit, ons vergeet hoe die Here ons gelei het, want sodra volgende iets weer in ons lewe inkom, dan wonder ons, hoe gaan die Here ons nou deur hierdie een lei? Ja, as ons voor ander mense staan, die Here is goed, die Here sal sorg, maar gaan ons in ons eie huis in, dan wonder ons hoe. En ons begin dit bevraagteken. En hier kom ons by 2 verse wat ons gelees het. Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om u op hierop 'n antwoord te gee nie. Ewe skielik was hulle eerste keuse maklik. Ons gaan staan. Die tweede keuse is nou nie meer so maklik nie. Want daar is nie 'n tweede kans nie. Die vuur wag. Onmiddellik gaan jy ingegooi word. Geliefdes, net op hierdie punt het Sadrag, Mesach en Abednego se oortuigings onbekostigbaar duur geword. Want hulle sou hulle lewe moes gee vir dit waarvoor hulle staan. Ek weet nie van u nie, maar u sal nou hier sit en sê, nou wat u hier sit, sal u sê, ek sal dit ook doen. En ek wil dit in aanhalingstekens sit of in hakkie sit en sê, ons sal sien. Want dit is maklik om dit te sê, wanneer dit goed gaan. Maar dit is heeltemal 'n ander situasie, wanneer jy in die situasie is, en jy die gevaar sien reg voor jou. Maar hier is die ding, hulle sê hier,
Ons ag jou nie te antwoord nie, want ons weet in wie ons glo. OK. Ek kan amper nou al amen sê, maar ek gaan nie. Weet u in wie u glo? Ken u die een in wie u glo? Of dink ons net, ons ken hom? Kan ek jou 'n vraag vra? En asseblief moenie my antwoord nie, maar antwoord jouself. As daar nie 'n hemel is nie, as daar nie 'n ewige lewe is nie, en ek sê nie dit is nie daar nie, werk net saam met my. As daar nie dit is nie, sal jy nog steeds kerk toe kom? Sal jy nog steeds eet soos wat jy eet? Sal jy steeds nog 'n goeie mens wees soos wat jy 'n goeie mens is? As daar nie iets anders is nie. Want as ons sê, "Jo, ek wonder nou, as daar nie iets is vir my daarin nie, hoekom doen ek dit dan?" Dan is ons godsdienst verniet. Want ons dien nie God omdat hy iets vir ons kan gee nie. Ons dien God omdat hy is wie hy is. As ons God net dien vir dit wat ons kan kry, dan is dit useless. Maar ons dien God vir wie hy is. En dis wat Sadrag, Mesach en Abednego hier sê vir die koning. Hulle sê vir hom, ons ag dit nie om jou te antwoord nie. En dan sê dit hier vir ons. As ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Daar is hoop vir verlossing. En hulle sê, ons weet hy is magtig genoeg om ons te verlos. Maar ek gaan nou praat met die ouer mense, want my ma het altyd gesê, met ander woorde, daar's 'n moontlikheid dat dit nie kan gebeur nie. En wanneer ons hier gaan, dan sê dit vir ons in vers 18, maar so nie, laat dit u bekend wees, as die Here ons verlos, as hy ons nie verlos nie, laat dit bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Wat sê hulle hier? As ek vir die Here bid en vra om 'n situasie vir my op te los, en hy doen dit vir my, gaan ek sy naam groot maak en hom prys. En as hy dit nie doen nie, staan ons in ons geloof daar. Doen ons dit? Want ons sal altyd sê, Here, maar hoekom het jy dit nie gedoen nie? Want Here, ons dien jou. Ons wil altyd iets daaruit hê. Maar hulle sê, as die Here nie antwoord soos wat ons dit wil hê nie, dan is dit nog steeds goed, want hy is nog steeds God. OK, kom ons gaan vinnig daarvan. Ek is amper klaar. Julle moes geweet het, julle my genooi het. Ek maak nooit 12 uur klaar nie. Geliefdes, ons ken die res van die verhaal, né? Wat het gebeur? Die man het toornig geword, hulle het hulle gegryp, hy het sy sterkste manne genooi en gesê, maak hulle vas, gooi hulle in die vuuroond wat 7 maal warmer gemaak is. Hoe kwaad was Nebukadnesar? Ek dink daar's nie 'n perk bokant dit nie. Hy was op die heel boonste sport. Maak hom 7 maal warmer. Hulle vat hierdie manne en hy het geweet op die temperatuur wat die vuuroond was, as die manne ingegooi word, sou hulle in elk geval gesterf het. Maar hy maak hom 7 maal warmer. Hulle maak hulle vas met toue en hulle gooi hulle in. Maar met die ingooi slag, wat gebeur? Die sterkste manne, soldate, die tafste ouens, gaan dood buitekant die vuuroond. As julle na die teks gaan kyk, dan sal julle sien
dat hierdie manne is ingegooi, maar toe hulle nou daar land, toe is die ander manne dood, maar hulle loop vrylik in die binnekant rond. Okay, so wat het gebeur? Julle kan gaan kyk na die teks. Nadat die koning gesien het, daar's 4 in die binnekant, 4 manne, toe nooi hy hulle uit, toe hulle uitkom, toe kyk hulle na die manne, toe sê hulle, joh, die pak klere lyk nog netjies, die skoene lyk nog fyn, hare is nog nie geskroei nie, en die klere ryk nie na rook nie, nou moet ek vir die wat sê, dis nou winter by my by die huis. Ek maak 'n vuurtjie daar by my by die huis. Maar daar's 'n probleempie met die haan op die dak. Hy wil nie so nou en dan draai nie, jy weet, en as die wind draai, wat maak hy met die rookie? En ek kon nou die aand nie slaap nie. Want daai een keer se in my kamer is daar aan die verste punt van die huis. Ek lê die hele aand in rook ruik. Maar dit was net so. En hierdie mense is binne in die vuuroond en hulle ruik nie eers na rook nie. Hierdie is 'n direkte vervulling van Jesaja hoofstuk 43, wat die Here sê, al gaan jy deur die vuur, dit sal jou nie brand nie. Al gaan jy deur die water, dit sal jou nie oorstroom nie. Nou wat ons moet onthou is, die Here sê, jy sal deur die vuur gaan. Jy sal deur die water gaan. Ek gaan dit nie van jou af wegvat nie, maar weet jy wat? Die enigste ding wat jou gebind het, sal afgebrand word as jy in die vuuroond gegooi word. As daar 'n situasie in jou lewe en in my lewe plaasvind, wat doen ons gewoonlik? Here, ons gaan in gebed en ons sê, Here, U is groot, U is God, U kan hierdie ding van my laat af weggaan. Is dit nie so nie? Dis waarvoor ons bid. Ons bid nie van, Here, laat ons in hierdie ding ingaan nie. Ons bid, Here, vat hom weg. Maar partykeer is dit om deur die vuur te gaan en in die proses te wees om 'n groot getuienis te wees, want wat het reg agterna gebeur met koning Nebukadnesar? Hy het afgevaardig dat almal hierdie God moet aanbid. Daar het 'n groot bekering plaasgevind. As hulle nie in die vuuroond was nie. As die Here hulle net al die ander mense se oë toegemaak het terwyl hulle gestaan het, sou daar getuienis kon gewees het. So baie keer en net so terloops, baie keer laat die Here hierdie dinge toe in ons lewens, sodat ons 'n groot getuienis vir hom kan wees, sodat hy ons, wanneer ons in die vuur is en ons daaruit verlos, dat ons verander kan getuig. En wat wil ons sê? Here, dis reg, baie dankie, ons dien jou, maar nie die vuur nie. Jy's groot genoeg, haal ons uit die vuur uit. En die Here sê, jy het die vuur dalk nie so nodig nie, maar die ander wat kyk, het die vuur nodig. Hulle het nodig om te kan sien hoe ek hulle kan verlos. En die enigste ding wat in hierdie uitdaging, hierdie vuur in ons lewens, weggevat word, is wat? Is dit wat ons gebonde hou. Is dit waar die vyand ons mee wil vasmaak. Is dit wat die Here van ons af wil wegvat. Geliefdes, is die 20ste Junie. Is ek reg? Ons is amper deur die helfte van hierdie jaar. Is die enige een wat sy braaf genoeg is om sy hand op te steek en te sê, ek het nog nie moeilikheid hierdie jaar gehad nie.
Miskien moet ek die vraag anders te omvra. Is daar enige iemand wat braaf genoeg is om deur te sê, ek het al moeilikheid gehad in hierdie jaar? Ja, dis meer hoe dit moet wees. En baie keer, kan ek vir julle vra, was dit lekker om deur hierdie moeilikheid te gaan? Maar baie keer is hierdie moeilikheid sodat ons 'n getuienis vir ander kan gee, sodat hulle na die Here toe kan kom. En wat wil ons hê? Here, vat dit weg. Jy weet, een van die goed wat ons, ekskuus nie ons nie, laat ek vir myself praat, wat ek die minste van hou van kerkbesigheid, is 'n besigheidsvergadering. Weet nie, wat noem julle dit hier? 'n Gemeentevergadering, nee. Is gewoonlik wanneer die kieringkies braai. So julle moet maar bid vir my, want ek het vanaand een as die son sak, by Helleberg Kerk. En baie keer wil ons hierdie dinge nie hê nie. Ek het al daaraan gedink om te sê, kan ek maar nie een van die ouderlinge vanaand vra om voor te sit nie. Maar jy weet, die situasies waar ons ingesit word ons ingesit sodat ons kan groei en dat die heerlikheid van God deur ons 4 proses waardeur ons gaan, dat hy verheerlik kan word. En al wat ons moet doen is, ons moet glo in sy belofte, dat wanneer jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie brand nie. Al wat hy sal wegvat, is dit wat die Satan ons mee wil bind. Ons moet van die boeie ontslae raak. En dit is net God wat die boeie kan afhaal. Somtyds is dit 'n groter getuienis om deur die vuur te gaan, as wat die Here net die vuur wegvat, sodat ander tot bekering kan kom. Ek weet elkeen van u het nou klaar hierdie hande opgesteek, vir 6 maande het jy al uitdagings gehad, raai wat, ek het goeie nuus en ek het slegte nuus. Daar's nog 6 maande van hierdie jaar oor. En u gaan nog steeds nog 'n paar uitdagings kry. Maar gaan hierdie uitdagings tegemoet met die wete dat u 'n God dien wat u daardeur kan lei en dat hierdie God maak nie saak of hy u gaan verlos in hierdie situasie of nie. Hy is nog steeds God en daarom aanbid ons hom. Mag dit u bede wees dat u hierdie God wat magtig genoeg is om u te verlos, nog steeds elke dag te dien, net omdat hy God is. Amen.
Mag hierdie woorde wat ons gesing het, nie net 'n lied wees nie, maar mag dit 'n lese vir ons elke dag word. Dat maak nie saak waarheen ons gaan nie, en waarheen U ons lei nie. Ons sal altyd veilig saam met Jesus wees. Here, elkeen van ons, as die kinders gaan deur uitdagings op 'n daaglikse basis, en ons sien hoe die vuuroond vir ons gewys word, en baie keer beland ons binne in hierdie vuuroonde in ons lewens. Here, gee vir ons die krag en genade om met vertroue op U in elke vuuroond te mag ingaan. Nie om dit te mag vermy nie, maar om daarin te kan ingaan sodat U mag en U genade aan mense wat dink hulle kan ons bind, dat U krag aan hulle vertoon kan word. Soos wat ons van hier huis af vandag gaan, bid ons, Here, dat U genade vir ons genoeg sal wees, dat U ons sal lei, dat ons op U sal vertrou, indien U verkies om ons te verlos. Maar so nie, ons sal U nog steeds dien, en met 'n hoop in ons harte wag, tot op daardie dag, wanneer U gaan kom, om U kinders te kom haal. Dankie, Here, dat U moeilikhede nie altyd uit ons pad uitvat nie, sodat ons geloof kan beoefen, en ander kan sien, hoe U lei. Mag nou die liefde van God ons Vader, die genade van ons Here Jesus Christus, en die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees, met elkeen van ons sy en bly, tot in alle ewigheid. Amen.